Goeiemôre almal van my kant af ook. Baie welkom. Mag jy 'n wonderlike oomblik saam met God vanoggend hier hê. En ek dink dalk moet ek nou so begin. Ek dink een van die foute wat ons maak. En ongelukkig is dit 'n beeld wat ons projekteer na buite, volgelinge van Jesus. Dat die lewe swaarmoedig is en dat dit maar is hoe die lewe is. En dat ons praat van hoop en ons praat van glo en ons praat van dit wat God kan doen in my lewe in die wêreld. Op 'n manier het ek hierdie swaarmoedige tipe van 'n dag. En dit is die laaste ding wat moet gebeur. Die heel laaste ding. Dat ek so sal voel en dat dit is wat ek sal projekteer na buite, veral na ongelowige mense toe. Want as jy die storie van die Ou Testament en die Nuwe Testament gaan lees en gaan kyk wat het daar gebeur, wat is die storie wat daar afgespeel het? Wel, daar was God, daar was mense en daar was omstandighede. Dit is wat gebeur het. En ons weet nou al, as ons net 'n entjie gelewe het, dat die lewe is nie altyd eenvoudig nie. Maar dit hoef dit nie swaarmoedig te maak nie. In al daai gevalle, en ek gaan vanoggend sommer net so vinnig 3 van hulle teen die einde noem. In elkeen van daai gevalle wat beskryf word in die Bybel, waar mense op plekke gekom het, waar hulle gesê het, wat doen jy as daar niks is wat jy kan doen nie? Want dit gaan gebeur in jou lewe, dit het waarskynlik al gebeur. As dit nog nie, dan kan jy weet dit gaan gebeur. En party mense beleef dit meer as ander. Dis die omstandigheid. Wat God wil doen, is dat jy sal sien, hoe vat hy jou van hier na daar. Want dit is wat moet gebeur. Nie dat ek en jy daar sal sit nie. Maar dit gebeur nou so, dat jy jouself in 'n seisoen in jou lewe bevind, waar jy vir jouself die vraag afvra, wat doen jy as daar niks is wat jy kan doen nie? Jy het nou probeer, jy het nou gekyk, jy het nou gebid, en daar is niks wat jy langer daaraan kan doen. Wat doen jy? Dit kan 'n verhouding wees. Dit kan 'n verhouding wees, waar jy op 'n plek is, waar jy weet, jy besef het eers, jy weet, daar is niks wat daaraan gedoen kan word. Hier is jy. Jy kyk na die pad vorentoe. En jy weet, dit is hoe dit is. Dit is hoe dit is. Dinge is sleg, niks gaan beter raak. Dit kan 'n kind wees, jou kinders. Jy het heeltemal iets anders gehoop. Hoe hulle lewe sal verloop. En nou besef jy, daar is niks wat jy daar kan doen. Dis hoe dit is. En wat dit erger maak, nou trou hulle later, en hulle trou nou met iemand wat jy ook nie gedink het. Dit is die regte ding nie. Jy kan niks daaraan doen nie. My waarheid is nou sit jy nog met skoonfamilie ook, wat hier ingetrou het. En nooit weer is 'n Kersfees dieselfde nie. En as niks wat jy dan kan doen nie. Dalk is dit jou geval finansiëel. Jy het, alles was beplan. Alles was reg. En nou is jy op 'n plek waar jy niks daaraan kan doen. So wat doen jy as daar niks is wat jy kan doen? Dalk is dit vir jou professioneel in jou beroep. Jy het geweet, jy het studeer, daar gaan jy. Die prentjie het jy gehad. Dalk het jou industrie heeltemal verander, jy's uit die industrie uit. Alles het anders uitgewerk, wat doen jy? Want waarmee jy nou sit, dit is hoe dit is. Dis permanent. Daar's nie 'n oplossing nie. Jy weet dis jou toekoms. Dis jou nuwe normaal, jou nuwe realiteit. Daar's jou oplossing nie. En jy weet dit. Jy dalk nog opsies. Maar die opsies wat jy uitoefen, elkeen van hulle gaan net dinge nog slegter maak.
So wat doen jy as daar niks is wat jy kan doen? Wat doen jy? Jy sien, net die opbou van die ding, beleef jy iets van 'n interne konflik. En dit is wat gebeur. As jy die Bybelse verhale wat ek aan die einde oor van praat, jy gaan, daar was 'n interne konflik gewees. By al hierdie mense, almal van hulle, die wat dit nie gehad het nie, was nie eerlik. En God kon hulle nie na 'n ander plek toe kry. Daar beweeg. So hierdie interne konflik, en waar dit gewoonlik begin, is dat jy kyk na ander mense se lewens. En hulle lewens lyk so mooi. Dit lyk so glad. Dit lyk of alles uitgewerk het. Iemand sê nou die dag vir my, jy weet, Frans, wat dit voel vir my, asof ek iemand anders se lewe lei. As ek so die ander ouens kyk, hulle lei my lewe. Ek het alles uitgewerk gehad. En daar is niks wat ek kan doen nie. So dis waar hierdie interne konflik sy ontstaan het. Jy weet, dis jou realiteit, en nou kyk jy na ander mense, en wat is die vraag? Wat vra jy? Waar is God? Waar is God? Hoekom is hy nie nou hier nie? En wat dit nou baie erger maak vir jou, is nou kry jy, verskoon die woord, dis nie veroordeling nie, maar hierdie irriterende mense. Jy's nou hier. Dis jou realiteit. Nou sal hulle kom en sê, die Here is so goed vir my. Ek het nou die dag, het hy op 'n wonderbaarlike manier vir my voorsien. Vra hy, wat is dit? Sê ek my sleutels verloor. Jou sleutel, my sleutels verloor. Sê, en toe bid ek vir die Here, dat hy 'n wonderwerk moet gebeur, hy wil my sleutels vir my terug gee. My man het die middag vroeër by die huis kom, hy's die wonderlikste man. En toe hy die deur oopmaak, toe hoor ek my sleutels klingel in die deur. En prys die Here. Ek dink, dit die probleme nie. Dis nie 'n probleem nie. Hier sit ek. Ek sit met 'n realiteit. Wat doen jy as daar niks is wat jy kan doen? Gewoonlik het hierdie interne konflik, het die volgende ding wat gebeur, is dat ons tot konklusies kom, slotsomme, wat 'n leuen is, wat nie die waarheid is nie, en jy begin dit vir jouself sê, niemand anders sê dit vir nie, jy sê dit vir jouself. En die eerste ding is wat jy vir jouself sê, ek sal nooit weer gelukkig wees nie. En dis 'n leuen. Die tweede ding wat jy vir jouself sê is, niks goed gaan hieruit kan kom. En die derde ding is, wat help ek om nog te probeer? Jy sien, dan het hoop uit jou lewe en uit die storie uitgestap. En dis 'n leuen. Wat is die kernvraag? Wat is die ding waaroor dit eintlik gaan? Wanneer hierdie dinge afspeel in ons lewe. Vir 'n gelowige. Die eintlike ding wat jy vra, waar is God? Dis wat jy eintlik vra. Wanneer jy vergelyk ander mense se lewens met joune, wanneer hierdie irriterende vroutjie kom en vir jou vertel hoe goed dit met haar gaan, hoekom is hy nie by my nie? Weet God van dit? Weet hy waar ek is? Is hy kwaad vir my? Het hy my afgeskryf? Want hier is ek in 'n situasie waar ek niks kan doen. Waar is God? Nou, weer eens, as jy nou dink, of as ons dink, ons is uniek, hierdie goed het alles net so staan in die Bybel. Mense vir wie die lewe gebeur. Mense wat dit, hulle lewe in die storie op so 'n punt, tot so 'n punt verloop het, laat hy sê, maar waar is God? Habakuk, hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u bly kla? Waarom kyk jy toe? As daar vir soveel ellende is. Jy sien, dis normaal.
Dis normaal. Hier die lewe gebeur, hier sit jy weet, self gaan jy hier nie kan uitkom. En op 'n manier weet jy, net God kan. Maar nou begin bevraagteken jy, nou begin vra jy, maar waar is jy nou? Is jy kwaad vir my? Daar is jy presies dieselfde, 'n profeet van die Here, wat in so 'n situasie sit. Wat sê die Here vir hom? Jy moet net geduldig bly wag, as dit nie gou kom nie. Want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. So hier is die pad, prakties realiteit. Jy is op hierdie plek waar jy sê, daar is niks wat ek kan doen nie, jy weet. Jy weet. Sien dit as 'n tussentyd. En ek praat vanoggend dalk spesifiek met mense wat hier ingestap het. Daar's ander mense ook, wat dalk nie nou hier is. Dalk het jy 'n kind wat hier is, of 'n ander familielid. Maar God praat vanoggend direk met jou wat hier sit en sê dis ek. Ek het my op hierdie plek gekry. Ek kan dit nie verander nie. Dis my nuwe realiteit. Omstandighede, dinge het gebeur. Ander mense het 'n rol daar gespeel. Dat ek op 'n plek sit. Maar ek weet, hier gaan ek uitkom. God praat vanoggend spesifiek met jou. So luister na die woorde wat nou volg. Waar jy is, sê God vanoggend vir jou, is tussenin tyd. Dis tussenin tyd. Hy's nog steeds daar. Hy is nie kwaad vir jou nie. Hy het nog nooit sy gesig van jou weggedraai nie. Ook die kere, toe ek en jy doelbewus goed gedoen het, wat ons geweet het en sy wil was. Dalk was in jou geval 'n girlfriend. Doelbewus. Dalk was dit 'n saketransaksie. Het jy geweet, dit is nie binne God se wil nie, maar jy het nog steeds gedoen. Hoekom het jy toe nie gevra, Here asseblief, ek wil net die teenwoordigheid voel? So moenie wanneer dinge anders uitwerk om nou bevraagteken nie. Die tye toe jy goed gedoen het en ek goed gedoen het, wat nie binne sy wil was nie, toe was hy nog steeds daar. Al wou jy hom nie toe in jou lewe hê, wou jy hom toe nie voel, toe was hy steeds daar. Hoeveel te meer, nou dat jy kyk na hom en vra na hom, natuurlijk is hy daar. Hy was daai dag nie vir jou kwaad, toe jy die kwaad bedink en gedoen het nie. Hoekom sal hy nou vir jou kwaad wees? So wat hy vir jou sê, hierdie is tussenin tyd. Dis tussenin tyd. Jy moet net bly wag, as dit nie gou kom nie. Want beslis sal dit kom. Dis tussenin tyd. So jy's reg. As jy kyk na jou situasie, wat dit ook al is vanoggend, wat dit ook al is jy reg. As jy tot die slotsom kom, dat daar niks is wat jy kan doen. Daar's niks wat jy nou kan doen. Maar jy's verkeerd. Jy's verkeerd. As jy dink dat God van jou vergeet. Jy's verkeerd as jy dink dat hy vir jou kwaad is. Jy's verkeerd. So verkeerd. Al is dit vir 'n split second, kan dink dat God my nie by 'n beter plek kan uitbring. En dit is die storie van die Bybel. Dis die storie van die God wie ek en jy dien. Dat wanneer jy deur hierdie seisoen beweeg het, sal niks ooit weer dieselfde wees. Om die waarheid te sê, alles sal soveel beter wees. Dit is wie hy is. Dis in sy aard. Jy sê vir jouself, ek is nou in tussenin tyd. God sê, daar wag iets meer vir jou. Daar wag iets meer. Ek en jy moet dit glo.
Jy's nou op 'n plek waar God jou onverdeelde aandag het. Want al wat oorbly, is hy. Hy het jou onverdeelde aandag. En weet jy wat gebeur? Wanneer God jou aandag het? Hy gee vir jou iets. In die vorm van 'n gedagte, in die vorm van 'n woord, in die vorm van omstandighede wat verander. Maar solank as wat jy gefikseer is op dit wat verkeerd is, dan kan jy dit sien nie. Want jou fokus is hier, by hierdie ding. Die oomblik wanneer jy jou oë lig, weg van dit waar jy niks kan doen nie, dan eers kan jy mos nou sien. Dan eers kan jy hoor. Dan eers kan jy die nuwe wat God vir jou wil gee, kan jy raak sien. So hier is die punt vir elkeen wat vanoggend hier ingestap het, en vir elkeen wat vandag hier gaan uitstap, en môre of oormôre, in 'n situasie kom wat jy sê, daar's niks wat jy kan doen. Ek het reeds alles gedoen. Hier is die punt. Daar kan uit hierdie seisoen, uit hierdie tipe seisoene, kan daar net een van twee goed gebeur. Net een van twee. Die eerste ding is wat kan gebeur, om die waarheid sê, dit sal gebeur vir jou, as jy nie die tweede opsie kies nie. Die een ding wat kan gebeur, sal gebeur, as jy nie deur hierdie ding gaan, en nie dit 100% aan God oorlaat. Jy sien, as 'n klomp goed wat ek en jy kan doen. Hy het ons slim gemaak, het ons breine gegee, hy het ons vaardighede gegee, hy het ons ervarings, so ons kan 'n klomp goed doen. Maar dit gaan vanmôre hier oor 'n situasie waar jy niks meer kan doen nie, en jy weet. As jy nie eerlik deur dit beweeg nie, gaan hierdie eerste ding gebeur, dinge gaan slegter raak as wat dit nou is. So sleg soos wat dit is om dit vir jou te sê, dinge gaan slegter raak as wat dit nou is. Hoopelik, en dis wat God jou wil hê, wat hy my wil hê, is dat jy die tweede opsie sal kies. En dit is dat daar iets nuuts of groter sal kom as dit waarin jy nou in jou tussenin tyd is. En dis iets wat jy net moet glo. Dis iets wat jy net moet glo. Jy kies. God het ons hierdie vrye wil gegee, hierdie keuse. Jy kies of dit is waar jy gaan bly, gefikseer bly in hierdie slegte, en of jy gaan aanbid. God gaan vertrou en gaan glo dat hy jou by die beter sal uitbring wat hy beloof. Want hy sal. Ek het hierdie voorbeeld so baie gebruik die laaste klompie maande. Jy kan nou sê vanmôre hier, jou nuwe realiteit, jou toekoms is, jy het 'n siekte wat lei tot die dood. Daar was 'n diagnose, en jy gaan sterf. Daar's niks wat jy nou meer kan doen. Wat van jou? Is dit waar? Van my? Al twee, is waar. Jy kan na hierdie realiteit kyk, en bly karre, en bly vra, en bly beklei, en bly voel, God is afwesig, God is weg. Dis jou keuse. Of jy kan sê, God het beloof, dat hy my altyd na 'n beter plek sal vat. En jy weet waartoe is dit. Weet jy, om by iemand, want hierdie is die Engels nog verskoon, dit is die ultimate, doodloopstraat vir ons. Dis die groot een, wat almal van ons moet in die oog kyk eendag. Dat jy dit daar sien, by daai sterfte, hy laaste weke of maand, of ja, dat jy kry hierdie twee opsies. Die een persoon, wat God apaties beleef, as God as kwaad beleef, as God wat nie uitkoms kan bring. Sy lewe raak al slegter. En dan kry jy hierdie beautiful mense, wat in
in hierdie oomblik van die grootste donkerte wat ons kan beleef. Wat kies vir die ander? Wat kies vir die ander? En God vat hom hierdie laaste tyd op na pragtige plekke toe. Mooi plekke. En uiteindelik vat hy hom huis toe. So selfs dan sal hy dit vir jou doen. Maar ek en jy moet kies. Moenie toelaat dat jy self met die leuns wat jy vir jouself sê, die leuen wat die vyand jou probeer van oortuig, moenie dat dit jou weerhou van die mooi en die nuwe en die beter wat God vir jou wil gee. Wat is sy storie? Dit is sy storie. Jy gaan kyk na Moses. Moses kom in die woestyn, vergeet nou al die ander ellende wat hy gehad het. Nou is hy in die woestyn. Hy is op 'n plek waar hy weet, daar's niks wat hy kan doen. Daar's oor 4 miljoen mense wat moet eet, wat moet water hê. Hier is net woestyn, hier's nat. Hier's nat. Nou kies hy vir die beter opsie. En dan doen hy die eenvoudige goed wat God vir hom sê, waarvan God hom bewus maak. En dan vat hy, uiteindelik kom hulle in die beloofde land, die beter plek. Josef het 'n rits insident in sy lewe gehad, waar hy, die eerste opsie, dis die maklike ding man, dis die maklike. Dis sê, dinge sal nooit weer gelukkig wees, dinge kan nie beter word, jy help nie langer om te beklei nie, sy broers kom in die pad, jy ken die storie, hy word verkoop, as 'n slaaf. Hy was die beste kandidaat om die verbitterdste mense in sy lewe te gewees het. Eie familie. Hy kom in Egipte, want hierdie Potifar, hoe noem ons haar? 'n Desperate housewife. Dan het sy iemand om haar ver in die gang. Maklike ding. Want die kanse was baie goed, sy is die Farao se vrou, of Potifar se vrou, belangrike man se vrou. As hy nie doen wat sy sê nie, want hy's 'n slaaf daar, het hy in elk geval geweet hy gaan moeilikheid kry. Hy het nou net nie besef, dis die moeilikheid wat hy gaan kry. Gaan sit in die tronk. Beste kandidaat om verbitterd oor die lewe te wees, om God as totaal afwesig in sy lewe te beskou. As God wat 100% definitief kwaad vir hy moet wees. En elke keer dan kies hy. Elke keer dan kies hy. Byna kinderlik. Kies hy. Hoe moeilik dit ook al is. En uiteindelik, dan raak hy die eerste minister van hy land. En dan kom sy familie, want ons hongersnood in die hele wêreld. Kom hulle daar aan. En hy herken nie sy broers. Hulle herken hom nog nie, want kyk, hy's nou baie grand mannetjie. Hy het ander klere aan en goed op sy kop en so. Hulle herken hom, hy herken hulle. Ek het hulle gesê, sorry boys. Wat julle aan my gedoen het, kan dit nie vergeet. Waar gaan julle? Maar hy kies dit nie. Hy kies dit nie. Elke keer kies hy God. Dawid het 'n ander ding. Hy het 'n ding gedoen wat hom op 'n plek gekry het waar hy geweet het. Die oomblik van sy grootste vernedering, skuldgevoelens en val. Hy kon in daai kamer bly lê, sy lewe lank. Sy lewe lank met hierdie skuldgevoel rondgeloop het. Sy lewe lank soos 'n mislukking gevoel. Sy lewe lank hierdie afstand tussen hom en God beleef. En God dan kies hy om op te staan, want hy geweet het, daar's iets meer. Jesus, laaste voorbeeld, in sy grootste oomblik van eensaamheid, van vrees. Die Bybel sê sy sweet het soos bloeddruppels geloop, bloed loop uit. Sweet kom net uit en dan later loop hy. Die klank is af, daar is hy. In daai oomblik, dan praat hy met God. En uiteindelik dan sê hy, my God, waarom het jy my verlaat? En God maak die beter vir jou en vir my. En hy graf oop te breek.
moet nooit ooit twyfel dat God jou na 'n beter plek sal vat. Ek lees die laaste gedeelte, dis Habakuk 1. Habakuk het net 3 hoofstukke. En dan sluit hy met hierdie ding af. En hy praat spesifiek oor die tussenin tyd. Die tussenin tyd. Die tyd, van daai stukkie nie wys nie, waar hy sê, waar hy tot die besef gekom het, die druiwetrosse is nog nie aan die stokke nie. Die beeste is nog nie in die kraal nie. Dit het nog nie gebeur nie. Maar ek weet, God is op pad. En dan sê hy, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee my krag. Jy sien, hy het dit nog nie gekry nie, maar hy glo dit by voorbaat. Hy verwag dit gaan gebeur. Die Here my God gee my krag en maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig voel. Dit is my gebed. Dit is my gebed vir oggend, vir elkeen wat hier sit en vir elkeen wat vorentoe sy lewe op 'n plek gaan kom waar hy sê daar's niks wat ek kan doen. Dat God jou sal genadig wees en jou hierdie stukkie brood sal gee wat jy daai dag genodig het. En al wat jy genodig het, is om net te sê, Here, wat hier gebeur, ek verstaan dit. Maar ek kan glim, ek kan juig in die Here my God. Want ek weet, daar kom iets meer. Amen. Here, dankie dat u net om te hoor van u en wie u is, dat dit alreeds soveel in ons lewe kan verander. En ek bid vir elkeen vandag wat nou hier is, wat nou nie in 'n tussentyd is nie, maar in 'n mooi seisoen. Help hulle om u te beleef. En om te juig omdat hulle u goedheid beleef raak sien. En dan bid ek vir elkeen wat nou in 'n tussentyd is, of wat binnekort in so 'n tyd sal kom, dat ons sal leef in lyn met die woord. Die woord wat sê dat omstandighede dit is niks vir u nie. Maar u wil juist deur dit ons bring vir heeltemal 'n ander plek. Op 'n mooi plek. Dat ons lewe, dat ons net sal weet, deur dit alles heen was hy by my. En dat is die grootheid en die oplossing vir hierdie probleme wat ons het. Dat is net, dit sal weet, dit kan net nie wees. Vir dit in die naam van Jesus wat alles moontlik kom maak. Amen.